Kom ons sluit net die oor. Ja, dankie Vader vir die woord. Dankie dat hierdie woord is kosbaar. En Vader, al verander tye, omstandighede, seisoene, eeue, bly hierdie woord dieselfde. En Vader, U het niks bygevoeg of weggevat nie, maar nog altyd elke dag leer ons vanuit hierdie woord wat so awesome is. Wat net wys, U is 'n lewende God. U maak dit nuut vir ons. En dankie Heilige Gees dat U lewe bring in hierdie skrif. Want U is die ouditeur daarvan. En dat U ons vanmôre kom leer en onderrig aangaande hierdie woord. Sodat ons die lewe daaruit kan kry. En daar volgens ons lewens kan rig. U is so welkom, Heilige Gees, om te wil en te werk, soos wat U vanmôre wil. Ons vra, Here, dat U ons sal lei, dat elke woord wat ons spreek, vanuit die troonkamer sal kom. In die naam van Jesus Christus. Amen. Vanmôre toe Chris gepraat van die teenwoordigheid van die Here, dat dit daar kan wees, maar ons ontmoet hom nie. Ek wil julle vat, ek wil jy ons moet gaan na Exodus 20 toe. As julle kan gaan na Exodus 20 toe, ons gaan net daar 'n vers lees, wat Moses, 25, Exodus 25 vers 22. As ek net die konteks gee, die Here het vir Israel uit Egipte verlos, toe vat hy nou na die woestyn toe en op die berg Sinaï het Moses God ontmoet, en toe hy afkom en so aan, toe wil die volk nie God ontmoet nie, en die Here gee vir hom voorskrifte hoe om die tent van samekoms te bou, en die Here sê hierdie, onder andere in Exodus 25:22. Hy sê, dit was by die gerubs, wat die tent wat gebou was, en daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Amazing. Die Here sê vir Moses, hy moet inkom en hy gaan van daar af met hom praat. En daar is vir ons 'n skadubeeld in daai, en ons gaan terugkom daarna toe. Maar nou wil ek julle hierdie geskiedenis vinnig vas. En Moses het die verbondsark by hulle, en soos julle weet, as die wolk optrek en gaan Moses hulle, en dat altyd die ark saamgedra, want dit beteken God is met hulle. Dit was 'n simbool vir die Israeliete ook, God is met ons. En toe gaan hulle deur, en Moses later, het hy in die tent van samekoms gesit, en julle weet, Joshua het agtergebly, en later het Joshua oorgeneem by Moses, toe gaan hulle die beloofde land in, en die beloofde land voor hom ingegaan het, toe vat Moses weer die ark. Die Here sê van vat die ark, en as die priesters hulle voete in die Jordaan sit, dan toe droog die hele rivier op, simbolies, God was op die toneel, en die Here maak deur hy riviere weg vir Israel, en hulle trek deur. En die Israeliete trek deur, en op 'n stadium, toe hulle Jerigo moes inneem, het die Here ook gesê, toe het die ark van die Here ook gedra, toe hulle om Jerusalem stap en so aan, en voor hom uit moes die vegsmanne goed wees en so aan. En na dit, toe Joshua doodgaan, toe die ark van die Here gebly, ek sal nou die plek sy naam kry, maar toe het die ark van die Here daar gebly waar hy is, en die skrif sê daar in Joshua, toe Joshua doodgegaan het, en al die oudstes, toe die mense nog die volk die Here gedien, en die oudstes na Joshua, toe hulle uitgesterf het, dan sê hy nogal, hierdie geslag, wat die tekens van die Here gesien het, uitgesterf het, toe het die volk beginne, ander afgode aanbid, is dit nie interessant nie. Hulle wat God se werke gesien het hom aanbid, maar die volgende geslag, wat na hulle gebore is, het nie. En dit nogal, toe dink ek, dit is so belangrik, dat ons as kinders en kindkinders vertel van die grootheid van die Here. Want as jy dit nie doen nie, net daar kan jy simbolies die teenwoordigheid van die Here doopmaak in hulle lewe, dat hulle God ontmoet. En so gaan dit aan, en hier kom ons deur die rigters, daar was 'n tydperk waar die Here rigters opgerig het. So 336 jaar het rigters die volk gerig, en op die einde van dit, toe die laaste rigter was Samuel, sê hulle, want toe die Here deur Hana het gebid, en die Here het 'n seun vir haar gegee, Samuel, en sy het gesê, Here, as U my seun, gaan ek hierdie kind aan U toewy. En ons weet, Samuel het gedien in die tempel, want hy het ook uit die Levitiese stam gekom, en die ding met Samuel wat ek by wil stil staan, in Samuel se tyd was die woord van die Here skaars, het die woord gesê, daar was nie openbarings nie, wat beteken, die Here het nie homself openbaar in hulle nie, en ek het gewonder, Eli was die hoëpriester, hy was in die tempel, en Samuel is daar, en die Here roep hom 3 maal,
maar hy ken nie sy stem nie, hy ken nie Here se stem nie. En ek het nogal gewonder by myself, Erie, jy het nie hierdie kind vertel van die Here en is in die tempel. Dis maar my persoonlike, hy dien ons in die tempel, jy moes hom ons buite in die diens werk, vertel het van hierdie God of iets, ek weet nie. Hulle sê nie veel daarvan nie, maar al wat ons sien is, dat Samuel het geleer en gesê, Samuel, as hy weer sê, dan sê hy, Here, spreek ek luister. Samuel doen het, en die Here openbaar homself aan Samuel. En Samuel rig die Here op as 'n profeet ook in Israel, maar wat gebeur toe? Die ark van die Here het toegestaan in Silo, en toe die volk wat nou onder Samuel was, het teestand begin kry, die Filistyne val hulle aan. En omdat hulle nie God meer gedien het en geken het nie, en afgode, die Astartes en alle afgode aanbid het hulle nie besef wat doen hulle, wat hulle nou gaan doen nie, wat ek julle gaan vertel. Hulle kom in 'n oorlog met die Filistyne, en hulle kry so 'n bietjie, hulle is bietjie bang, hulle sê, maar gaan haal die ark van die Here, want hulle onthou ietsie van die ark. As die ark van die Here op die toneel gekom het, dan het hulle gewoonlik die oorwinning gekry. En hulle sê vir van die manne, gaan haal die ark van die Here, en ek wil eers met soen toe gaan, 1 Samuel, ekskuus, ek het net 'n bietjie agtergrond gegee, 1 Samuel 4 toe. So is interessant, die ark van die verbond is deur die woestyn saam met Moses, hy's deur die rivier saam met Joshua, en so het God elke keer sy volk verlos. Dan kom ons hier in 1 Samuel 4. Die manne begin besef hulle kry moeilikheid, en dan sê hulle hier van vers 2, 4 vers 2. Toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan, en hulle het op die vegsterrein in die veld omtrent 4000 man doodgeslaan. Terwyl die manskap by die laar inkom, sê die oudstes van Israel, die oudstes wat nog dalk iets onthou, want die jonge geslag het nie. Waarom het die Here ons vandag voor Israel verslaan? Voor die Filistyne, verslaan. Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring, dat dit onder ons inkom en ons verlos uit die hand van die vyande. En dan spring ek na vers 5 toe, en net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, heeft Israel 'n groot krygskreet aan, sodat die aarde gedreun het. En hoor die Filistyne se reaksie. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot krygsgeskreeu is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dis dieselfde gode, verwys na die Here, wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. So hulle het geweet, die Filistyne selfs en die volke om Israel het geweet, wat God al gedoen het. En as hy in die laar inkom die teenwoordigheid van die Here, wat die ark verteenwoordig het, dan die Here vir sy volk geveg, want hy het dit beloof. En dan sê hy hier verder in vers 10, 8-9, het een Filistyn seker gesê, wees dapper en gedra julle soos manne Filistyne, dat julle nie miskien die Hebreërs dien soos hulle julle gedien het nie. Gedra julle dan soos manne en veg, en hulle luister toe, hulle veg. En wat gebeur? Hier word die ark van die Here, hulle verslaan die Israeliete, en die ark van die Here word gesteel. Hulle vat die ark van die Here. Ekskuus, wat het ek gesê? Ekskuus, die Filistyne, dankie. Ja, die Israeliete is verslaan. Ja, nee, dankie julle. Ja, dankie. Die Israeliete is verslaan deur die Filistyne, laat ek dit so stel. En hulle vat die ark van die Here, want hulle het geweet, hulle het oorwin, en dit was eintlik vir hulle soos 'n oorwinning. Hulle het die ark, jy weet, want die Israeliete se gods nie meer daar in die wase, hy het nie opgedaag nie. Sien nou, hy het daai goed gedoen en die Egiptenare, hy het hulle verslaan en pla oor hulle gebring, en hy het vir Israel oorwinnings gegee in die woestyn met Moses, en selfs met Joshua, en hier kom hulle, en hulle het die Israeliete verslaan, en hulle het die ark. En Israel is in sak en as, en hulle wonder, nou hoekom het die Here nie opgedaag nie?
Hulle dan die Here ingebring, hoekom het die Here nie? Wat 'n baie goeie vraag is. Maar kom ons gaan eers aan, ons gaan nou antwoord. En toe vir die tweede keer sing ons, hulle gaan en Salomo kom praat met hulle. Salomo sê vir hulle, luister, julle moet julle bekeer. Wat gaan met my, skus, dankie. Samuel, dankie julle. Samuel sê vir hulle, julle moet julle bekeer tot God, julle dien ander afgode. Julle dien ander afgode, julle het ander afgode en dinge in julle lewe toegelaat. Help nie ons doen die gebruike. Ons wil die rituele doen, en wat gewerk het, wil ons doen. Maar ons erken nie die God, wat dit doen nie. En dit was die fout met die volgende generasie. Hulle by hulle vaders, miskien gehoor al praat van die Here, maar hulle vaders het gesien die Here werk, met die wonders en tekens wat hulle beleef het. En die nuwe geslag nie, want hulle is nie ingelig nie. En dit moet ons ter harte neem vir ons volgende generasie. Ons moet getuig van die grootheid, die goedheid van hierdie God. Want hy leef en hy sal leef tot in ewigheid. Hy sterf nie, hy is 'n onsterflike, onsienlike, onveranderlike God. Maar hy is die ja en amen. En hierdie Israeliete sê vir Salomo, okay, hulle gaan hulle nou bekeer. En kom ons gaan kyk dit gou verder. Ek wil net vir julle, ons lees verder van hoofstuk 5. Kom ons gaan na hoofstuk 5 toe, ekskuus. Hoofstuk 5 toe. En hier sing ons, die Israeliete vat die ark van die Here en hulle gaan spog nou. Hulle die ark van God en hulle bring die Here se ark voor hulle God. Om nou eintlik te sê, dink ek, of te bewys vir die volk, hierdie God buig vir ons God Dagon. Ons het hom. Ons het hom verslaan, hier is nie krag in hierdie God van die Israeliete meer nie. En hulle sit die ark in die tempel van Dagon. En wat gebeur toe die volgende môre kom? Dagon lê op sy aangesig voor die ark van die Here. Wat so amazing is. En hulle dink, nee, dis 'n fout. Sit hom regop. Ons God is sterker. Die volgende môre toe daar kom, dis sy kopie net af en sy 2 handpalms is ook af. En die Here bewys aan hulle nog steeds dat hy God is. En daarna laat hy pla oor hulle kom. Daar's geswelle, wat hulle uitslaan en so aan. En hulle kom agter, hoor hierso, maar hierdie ark staan nie, maar ons kry moeilikheid. Al staan hy net daar. Hierdie God leef, hier's iets aan die gang hier, want hulle dink, maar kom ons kyk. Hy sê, as ons, hulle maak toe nou, iemand gee hulle raad en sê, maak nou 2 met goue muise en gesole en swaan van wat hulle uitgeslaan het, en sit dit langs 'n wa, langs die ark van die Here, kry 2 koeie, hulle kalwers is nog in die kraal, splinternuut, en as hierdie ark loop na die Israeliete toe, dan weet ons, is hulle God wat hierdie goed oor ons gekom het. Maar as hulle nie so toe loop nie, ag, was dit maar net toevallig, as hulle God nie regtig lewendig nie. En dan sit dit op en swaan, en daar loop hierdie koeie. En ek dink dat iets gesê is 12 of 14 myl, ek praat onder korreksie. En loop reguit na Israel toe. Is dit nie amazing nie? Dit is vir my so great van die Here. God is 'n God en hy kan homself verdedig. En hier kom die ark aan by die Israeliete, en die Filistyne weet, o jene, dit was God wat hierdie goed oor hulle gebring het. En die ark kom in, en die Israeliete ontvang die ark, hulle sit dit by iemand neer, en ek wil eers nou gaan na hoofstuk 6 toe, ek wil net dit vir julle lees. En toe die ark van die Here, hoofstuk 6 vers 1, ekskuus. En toe die ark van die Here 7 maande lank in die land van die Filistyne was, ekskuus, toe het hulle dit gestuur, ekskuus, ek het nou die verkeerde hoofstuk. Kom ons gaan na 7, ekskuus tog, 7 vers 1. Toe die manne van Kiriat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal, en dit in die huis van Abinadab op die heuwel gebring, en hulle het sy seun Eliezer geheilig om die ark van die Here te bewaar. En van daardie dag af dat die ark in Kiriat Jearim gebly het daar geruimde tyd verloop, dit was 20 jaar, en die hele huis van Israel het agter die Here aangeweeklaag. Dit is vir my interessant, dat Israel, ek weet nie of hulle vies was vir die Here nie, ek maak 'n afleiding, vir 20 jaar los hulle die ark daar. En die ark was baie belangrik, want die ark van die Here, toe die ark gesteel was, het Eli, wat in die tempel was, agteroorgeval, want hy het gesê die eer van Israel is weggeneem. So belangrik was die ark van die Here. Maar die volk los die teenwoordigheid van die Here, los die Here daar, maar hulle weeklaag, en Samuel sê vir vers 3, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê,
As julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle harte op die Here, en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. En hulle het gevas en het water uitgegooi wat hulle self ontmoedig het. En toe vers 8 sê hulle, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onze God vir ons aan te roep, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos nie. En hier is die sleutel. Die eerste oorwinning het hulle verloor, want hulle het dit gedoen. Hulle het besluit, dit het gewerk vir ons vaders en so aan, ons kan maar net die gebruik aanvaar wat hulle gedoen het, bring die ark in. Maar dis nie God nie, God soek verhouding. God soek dat jy hom dien, hy soek jou hart. En die tweede keer het hulle besef, maar al te fout gemaak, het werk nie so nie. Hierdie God soek aanbidding, hierdie God soek verhouding. En hulle kom as Samuel, hulle bekeer hulle, en hulle sê vir Samuel die tweede keer toe die Filistyne hulle aanval, roep vir ons die Here aan. En hulle roep die Here aan. Nou is die God van die verbondsark saam met hulle, is nie net die verbondsark nie. Maar God se teenwoordigheid is saam met hulle. En hoor net wat gebeur wanneer God op die toneel verskyn. Vers 10. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring, en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. En dan gaan dit verder aan, en dan sê dit net vers 13, en die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van die Israeliete binnegekom het nie. En die hand van die Here was deur die Filistyne al die dae van Samuel. Ja, en dit het my opgewonde gemaak. Hy het 'n klip opgerig, Ebenezer, wat sê, die Here het ons hierso gehelp. Julle kan gelees, hy sê dit hier in vers 12, het hy 'n klip opgerig wat sê Ebenezer, en dit is tot hier toe die Here ons gehelp. Wat sê ek vandag? Ek glo die Here wil ons uitdag, om te sê, help nie ons doen, soos wat Chris ook sê, dinge, rituele, ons kom kerk toe, gaan huis toe, gaan werk toe, gaan, en so af en toe, erken ons God in ons lewe nie. God wil hê jy moet met jou hele hart hom dien, en hy sal hom aan jou openbaar. Want Psalm 25 sê, kom ons gaan gou soontoe, Psalm 25, dat ek net vir julle Psalm 25 lees hierso. 25 vers 14, sê die Here, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. So die Here wil homself aan ons openbaar, hy wil wys wie hy is, en hy wil met jou verhouding hê, maar hy vra dat jy met jou hele hart sal dien. So die Here kan nie wees soos Chris sê, maar ons is nie noodwendig te sê, dat hy ons gaan ontmoet nie, maar hy wil. En ek wil sê, baie keer in ons lewens gaan ons in 'n geveg, ons gaan deur omstandighede, en dan probeer ons eers met ons eie idees en planne iets doen. Maar die Here is nie daarin nie. En dis wat gebeur het met die eerste geveg. Die tweede geveg het hulle God aangeroep, en sy plan gevolg, en die Here die oorwinning gegee. En die Filistyne het nie weer teruggekom. Al die dae van Samuel, is dit nie amazing, jy het nie weer probeer nie. Hulle was verneder. En die Here sê in Eksodus 14:14, hy gaan vir ons stry, hy is die Here, hy gaan vir ons stry. En hy sê ook, hy sal uit jou vyande beskaamd staan, omdraai, rooi van skaam te word. Dis wat God vir ons wil doen, maar hy vra een ding, dat ons sy teenwoordigheid sal eer. Want jy sal self sien, Eli se seuns het in die tempel met die vroue, diensmeisies bietjie gelol, en dan met die offergawes dit nie reg hanteer nie. En toe kom die Here en hy stuur 'n man na Eli en hy sê vir hom, jy het hulle nou wel aangespreek, maar waarom eer jou seuns meer as ek? En ek wonder, maar Here het hulle aangespreek. Maar toe besef ek, die Here het meer verwag, hy moes hulle verwyder het. Want al die volk het beginne haat om die offers te bring, om het Eli se seun so gemaak het. En hulle het gesterf in die eerste geveg met die Filistyne, soos wat die Here geprofeteer het. En dis hoekom ek wil sê, as jy voor God gaan, dan moet jy jou hart gee. God soek nie ander offers nie. Moenie ander offers bring nie. Moenie jou dingetjies bring nie. Jou mooi praatjies en ag Here so en so, en ek sê nie daar is, Here verstaan ook as jy besig is, maar God soek jou hart. Die Here weet wanneer jou hart by hom is. Die Here weet dit. En as jou hart by God is, sal hy vir jou stry. Dan hoef jy nie meer nie.
Hy gaan vir jou stry. En vir ons is dit, as ons kyk na die Nuwe Testament, in Hebreërs, kan julle gaan kyk, ek dink ek het hier neergeskryf, Hebreërs 9, gaan julle kan sien wat so mooi simbolies is. Jesus was die versoendeksel. Die ark, God se verbond, is met Israel deur die verbondsark, was vir hulle simbolies. Nou is die verbondsark, Christus het die verbond geword, die versoendeksel, hy het vir ons alles betaal, die bloed is vir altyd gestort, hy het versoening gedoen, en nou het ons 'n hoëpriester, wat nie weer sy bloed hoef te stort nie. En daarom het ons vrymoedigheid om voor die Vader te staan. So ons almal het die reg om met vrymoedigheid te kom in die teenwoordigheid van die Here. En dis wat al simbolies was wat gebeur het, maar Jesus wil vandag vir jou, die Here wil vandag vir ons sê, as jy my ken, hy's 'n verbondsgod, sal hy vir jou stry. As jy hom en alles ken, sal hy vir jou voorsien. Ek het hier geskrywe, erken die Here in jou lewe. Moenie net die Here se hande in jou lewe soek nie. Soek die Here eerste. En ek wil hier die Engelse aanhaling vir julle lees. Our duty is to seek, to desire, pursue and aim at these things, om hom te kry. Dan sê die Here in Eksodus 14:14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En ek wil julle aanmoedig om te sê, ek glo in hierdie laaste dae, ons gaan almal deur baie dinge. Maar as God aan jou kant is, kan niks teen jou stand hou nie. Elke afgod, elke ding wat voor jou kom, soos Dagon, sal op sy gesig val. Alles wat hom verhef bo God en dink hy is bo God, sal val in Jesus naam. Dit sal nie kan stand hou nie. Want die God van Israel het 'n verbond met jou deur Jesus Christus. En hy's 'n verbondsgod. En die Here is ernstig oor sy verbond. Hy het verseël met die bloed van Jesus Christus vir ons. Ons is in 'n nuwe verbond, beter beloftes wat ons het. So ek wil jou vandag aanmoedig saam met my om te sê, eerstens, kom ons leer ons kinders van hierdie God. Kom ons wees nie soos daai volk wat nie ons kinders die weë van die Here geleer het nie. Want dan weet hulle nie om God te soek nie. En as hulle in die moeilikheid kom, maak hulle eie plannetjies en dan gaan pak slaag kry. Maar as jy in die Here voorstel en verhouding met God staan, sal die Here selfs jou kinders en jou kleinkinders bewaar, want hy is 'n God van sy woord. Die tweede ding wat ek wil sê, kom ons offer ons harte. Ons bring nie meer offers soos in die ou dae nie, maar kom ons offer ons harte vir die Here. Sê Here, hier is my hart, my siel, my lewe. U het alles gegee, ek gee alles terug vir u. Kom en wil en werk in my soos wat u wil. En dan kan jy seker maak en weet, God sal vir jou voorsien, God sal jou beskerm, en God sal jou vyande voor jou uitverdrywe, want hy is 'n God van sy woord. So ek wil sê, kom ons aanbid hierdie God weer wat so wonderlik is en besef, soos wat Chris gesê het, die Here het goeie planne vir ons en hy is saam met ons in alles. Maar een ding moet ons weet, God soek jou hart. God soek nie jou dade nie. Dis belangrik vanuit verhouding, ja. Maar God soek jou hart. So kom ons kom vanmôre en ek het net gevoel, ek gaan so rukkie net dat ons oë sluit en ons sê vir die Here, Here, as ek enige ander afgode bo u gestel het, as ek enige ander dinge bo u geplaas het, wil ek kom vanmôre en sê, Here, vergewe my. En ek wil dit neerlê voor u voete. En sê, Here, ek is jammer, ek vra u vergifnis. Ek wil my bekeer, soos wat Samuel sê, met my hele hart wil ek my bekeer van dit. En ek kies opnuut vandag, Here, om u en u alleen te dien, om u alleen te erken as God en Here van my lewe. So kom ons sluit ons oë net en dan kan jy met die Here praat, soos wat jy in jou hart voel op hierdie oomblik. Dankie Here vir die bloed van Jesus, wat ons reinig van verkeerde dinge, Here. En U sê as ons bekeer en bely, U is getrou. Dankie dat die bloed ons kom skoon was, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God met vrymoedigheid kan dien. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewens. En Here, ons verklaar selfs die vyand om ons sal erken en weet, want hulle weet wie God is en hulle ken U teenwoordigheid. En die vyande om ons sal sien dat ons
die kinders van die Here is, vanweë die God wat in ons woon. En ek wil vra, Heilige Gees, wil U ons lei elke dag, dat ons in 'n doelbewuste afhanklikheid van U sal lewe. Dat ons planne aan U toe sal vertrou, dat U ons voetstappe sal rig, en dat U ons sal wys, dis die weg, wandel daarop. Dankie vir geopende geestelike oë en ore, om te hoor wat die Gees van God sê. Here, in 'n gewillige hart asseblief, dat ons sal doen wat U vra, omdat ons lief is vir U, Here. Dankie Vader, dankie vir die bloed, dankie vir Jesus. Dankie vir die verbond waarin ons met U kan staan, en dat U 'n God van die verbond is, en dat U verbond hou. In al die geslagte, Here, het U dit vir ons bewys. En dankie dat ons op daai getrouheid kan staan, in die wete, God is vir ons, en nie teen ons nie. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.